Hallo daar en baie welkom. Vandag kyk ons na iets wat amper soos stoorkons klink. 'n Tegnologie wat dokters toelaat om diep binne in ons are te sien, sonder om ooit 'n skalpel te gebruik. Ons noem dit sien met klank. Dink 'n bietjie daaroor en hoe vind 'n dokter 'n verkeersknoop in jou are? Ek praat van 'n letterlike opstopping in jou liggaam se besigste hoofvee. Dit klink soos iets uit 'n wetenskapsfiksiefliek of hoe? Maar is eintlik 'n alledaagse mediese wonderwerk. Wel, die antwoord lê in 'n tegnologie wat amper soos 'n soort biologiese radar werk. Ja, jy het reg gehoor. Dit gebruik heeltemal veilige klankgolwe om 'n lewende, bewegende kaart te skep van presies wat binne in daardie kritiese roetes van jou liggaam aangaan. Goed, kom ons begin by die begin. Want voor ons by die hoe uitkom, moet ons eers die hoekom verstaan. Wat is die probleem nou eintlik? Stel jou voor jou are is die hoofvee van jou liggaam. Enige vernouing daar, wel, dit word 'n ernstige verkeersprobleem. Die regte mediese term vir hierdie verkeersknope is arterielle stenose. En wat dit basies beteken, is dat 'n taai stof genaamd plaak in jou are begin opbou. Dink daaraan soos gemors wat die pype vernou. Dit maak die pad smaller en maak dit natuurlik baie moeiliker vir bloed om deur te kom. Presies soos padwerker die oggendverkeer opmors. En dit is nie net 'n abstrakte idee nie. Die gevolge is baie regtig. Mense voel dit. Ons praat van dinge soos pyn in jou bene wanneer jy stap, sere aan jou voete wat net nie wil genees nie, of dalk 'n been of 'n arm wat net altyd ijskoud voel. Hierdie is alles rooi vlae. Dis jou liggaam wat sê, "Hoi, die verkeer hier vloei glad nie soos dit moet nie." So, die groot vraag is, hoe kyk dokters na hierdie probleem, sonder om jou oop te sny? En dit, mense, bring ons by die ster van vandag se storie, Diplomix Ultraklank. Kom ons breek dit 'n bietjie af en kyk presies hoe hierdie ongelooflike stuk tegnologie werk. Jy sien, hierdie tegnologie het nie gister verskyn nie. Dit is oor dekades heen ontwikkel en vervolmaak. Dit het alles terug in die 1970s begin, eintlik net as 'n manier om na die aders in die nek te kyk. Maar van daar af het dit ontwikkel tot die hoogs gesofistikeerde, maar steeds bekostigbare en toeganklike stukkie tegnologie wat ons vandag in hospitale reg oor die wêreld sien. So, hoekom Dioplex? Wat beteken dit? Wel, die Dioplex deel beteken dit doen twee dinge gelyk. Dis 'n slim tweeledige stelsel. Eerstens het jy die B-modus. Dink hieraan as jou basiese swart en wit padkaart. Dit wys jou die struktuur van die slagaar, die paaie self. Maar dan, en dis waar dit cool raak, kom die Doppler in. Dit is soos om die lewendige verkeersdata aan te skakel. Dit voeg kleur by die kaart en wys jou presies hoe vinnig die verkeer, jou bloed, vloei en in watter rigting. En die hele proses, dis eintlik verstommend eenvoudig. 'n Klein handtoestel, 'n sonde, stuur klankgolwe in jou liggaam in. Dis heeltemal pynloos, heeltemal veilig. Daai klankgolwe bons dan van jou bewegende rooi bloedselle af, soos 'n ekho. Die sonde luister dan vir daardie echos wat terugkom. En dan doen 'n rekenaar die res van die touerwerk en vertaal daai echos, so te sê onmiddellik in die lewendige beelde wat ons op die skerm kan sien. OK, so nou kan ons binne in die slagaar sien. Ons het hierdie kleurvolle kaart. Maar hoe lees 'n mens dit? Hoe weet 'n tegnikus wat daardie kleure en klanke beteken? Wel, dit is waar die ware kuns en wetenskap van hierdie tegniek inkom. Goed, kom ons kyk na 'n gesonde slagaar. Die bloedvloei is glad, dis ordelik, dis voorspelbaar. En op daardie Dopplerskerm sien jy dit as 'n mooi, eenvormige, soliede kleur. Dink aan 'n rivier wat kalm en bestendig vloei. Dit is ons basislyn. Dis hoe normaal lyk. Maar, sodra daar 'n vernouing is, verander daardie hele prentjie dramaties. Skielik word die bloed deur 'n baie nouer spasie geforseer. Dit skep chaos, turbulensie en op die skerm, daai chaos wys as 'n mosaïek van deurmekaar kleure. Dis 'n onmiskenbare visuele teken. Hier is 'n bottleneck. Hier is moeilikheid. En dis nie net wat jy sien nie, dis ook wat jy hoor. Die masjien verander daai echos in klank. So 'n gesonde slagaar maak 'n mooi ritmiese whoosh geluid. Maar as daar 'n blokkade is, dan word daardie klank skielik skril, hoër en harder. Dit gee vir die tegnikus nog 'n deurslaggewende leidraad oor presies hoe ernstig die probleem is. Reg, so ons kan die probleem sien en ons kan dit hoor, ons weet daar is 'n blokkade. Maar hoe erg is dit? Is dit 'n klein probleempie of is dit lewensgevaarlik?
Hoe kwantifiseer dokters dit? Wel, die antwoord is spoed. Die een enkele meting wat die belangrikste is bloedspoed. Spesifiek iets wat hulle piek sistoliese snelheid noem, of sommer net PSV. Dit meet basies hoe vinnig die bloed beweeg op die punt waar dit die vinnigste is, reg by die vernouing. En die reël hier is eintlik dood eenvoudig, regtig. Hoe vinniger die bloed vloei, hoe nouer is die slagaar. Dit is so eenvoudig soos dit. Dis presies soos wanneer jy jou duim oor die punt van 'n tuinslang sit. Die opening word kleiner, so die water spuit baie vinniger uit, né? Presies dieselfde ding gebeur met jou bloed. En hierdie getalle vertel die hele storie. Kyk hierdie, 'n normale spoed is onder 150 cm per sekonde. Alles is reg. Maar as daai spoed skielik opspring na tussen 200 en 400, dan weet die dokters onmiddellik. Okay, hier is 'n ernstige vernouing, so tussen 50 en 75%. En as daai spoed bo 400 gaan, dan is die rooi ligte aan. Dis 'n kritiese blokkade met 'n baie hoë risiko. Maar die storie eindig nie by die diagnose nie, glad nie. Die werk van hierdie tegnologie is nog lank nie verby nie. Die langtermynwaarde is dalk net so belangrik. So kom ons kyk 'n bietjie na die deurslaggewende rol wat dit speel nadat die probleem reggemaak is, die rol van toesig. Sodra 'n dokter daardie pad oopgemaak het, het sy met 'n stent of 'n omleidingsaar, dan word duplex skandering jou belangrikste hulpmiddel om seker te maak daai pad bly oop. Dink daaraan soos gereelde verkeersverslae vir jou are, net om seker te maak daar is nie dalk nuwe padwerke of ongelukke wat dinge weer gaan opstop nie. En kyk net hoe effektief dit is. Navorsing wys dat 'n roetine-toesigprogram wat hierdie skanderings gebruik, die kans dat 'n oorplanting misluk tot minder as 3% per jaar kan afbring. Dis 'n ongelooflike syfer. Dit het 'n reuse impak op 'n pasiënt se langtermyngesondheid. So waarna soek hulle tydens hierdie opvolgskanderings? Hulle soek na baie spesifieke rooi vlae. Byvoorbeeld, as die bloedspoed skielik weer begin toeneem, dis 'n teken van 'n nuwe vernouing. Of as die algemene vloei in 'n oorplanting te stadig raak, dit verhoog die risiko van 'n gevaarlike bloedklont. Dis hierdie klein leidrade wat hulle soek. En dit, jy sien, is die ware krag van toesig. Dit laat dokters toe om proaktief te wees, nie reaktief nie. Hulle kan 'n klein probleempie optel en dit regmaak lank voor dit 'n groot krisis word. En baie keer gebeur dit selfs voor die pasiënt enige simptome begin voel. Dis ongelooflik. So, om alles saam te vat, Dieplex ultraklank is soveel meer as net nog 'n diagnostiese instrument. Dit is 'n veilige, dit is koste-effektief en 'n ongelooflik kragtige venster na die binnewerking van ons liggame. Dit gee dokters die insig om letterlik lewens te red en help pasiënte om daardie groot, riskante en duur operasies te vermy. Die idee om met klank binne in die liggaam te kon sien, dit was eens pure wetenskapfiksie. Vandag is dit 'n onmisbare deel van moderne medisyne. En dit laat 'n mens wonder, nê, as ons dit vandag kan sien, watter ander ongelooflike vensters na die menslike liggaam gaan ons môre kan oopmaak. Dankie dat jy ingeskakel het.